My hande hef ek op na u. Ek loof u naam en buig voor u, want u is hier. Goeiemôre, pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening weer vanoggend by julle met 'n woord van die Here. Ek wil graag vanoggend vir ons lees uit Handelinge 13 en ek wil vir ons van vers 19 af lees. Kom ons hoor wat wil die Here vir ons sê. Daar het Jode van Antiochië en Iconium aangekom en hulle het nadat hulle die skade omgepraat het, Paulus gestenig en hom buitekant die stad gesleep met die gedagte dat hy dood was. Maar toe die disippels hom omring, het hy opgestaan en in die stad gekom en die volgende dag saam met Barnabas na Derbe vertrek. En nadat hulle aan die stad die evangelie verkondig het, 'n aantal disippels gemaak het, het hulle teruggegaan na Lystra en Iconium en Antiochië. Nou, ons moet hierdie hoor. Paulus is gister gestenig. En tog staan hy op en gaan saam met die ander disippels. Onthou, hy is nie net 'n klippie op hom gegooi nie. Hy is so hard met klippe gegooi dat hulle hom as dood agtergelaat het. Die disippels het 'n kring om hom gemaak, het dit gebid. Hy het daar opgestaan, dalk uit die dood uit opgestaan. En toe die dag daarna toe besluit hulle, okay, nee, nou gaan ons die evangelie verder verkondig en ons gaan nou nog 'n klomp disippels gou maak. Dis die terminasie. Maar hoor die boodskap. En die siele van die disippels het hulle versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly staan en te sê, ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan. Nou ek weet dit pas nie ons hedendaagse belydenis van die geloof dat ons deur baie verdrukkinge in die koninkryk moet ingaan nie. Maar die disippels het iets verstaan dat verdrukking binne in 'n Christen se lewe goddelike kwaliteite werk wat hom, as hy aan Jesus sal bly vashou, sterk sal maak in die geloof en 'n deursettingsvermoë sal gee en hom sal laat groei in krag. En toe sê hulle, ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan. Julle luister gou hier, ek wil vandag vir julle sê, daar is 'n sekere mate van verdrukking wat jy as kind van God moet deurgaan. En gelukkig, sê die woord, is jy, as hulle jou valslik van allerlei dinge beskuldig en verdruk word. Want so weet jy, jy's waarlik 'n egte kind van God. En ek en jy moet ook leer om deur verdrukking in die koninkryk van God in te gaan. In ons hedendaagse lewe van Christendom voel ons alles moet net ligter word en beter gaan. Maar ek wil iets vir jou sê, wanneer dinge makliker en ligter word en beter gaan, dan wek dit hier nie in jou gees 'n persing wat goddelike krag en groei in jou werk nie. Jy bly maar net ligtelik 'n Christen. Verdrukking bring 'n lydsaamheid wat 'n godsvrug in jou begin werk, nou wat jou laat opstaan in die krag van God se gees. So onthou dit, wanneer daar verdrukkinge oor jou lewe kom, beteken dit nie God het jou verlaat nie. Dit beteken nou nie jy's nie goed genoeg nie. Dit is 'n mate van verdrukking wat jy moet deurgaan om gevorm te word tot die volheid van wat jy in God moet wees. En nou sê hy verder in vers 23, en hulle het in elke gemeente vir hulle ouderlinge gekies en hulle na gebed en vas opgedra aan die Here in wie hulle geglo het. So nou
terwyl hulle deur verdrukking gaan. Paulus is nou net gestenig. Hy het verder verkondig. Hy het 10 teenoor na voor hulle met al die letsels gestaan, né? En toe sê hulle, "Ja, wat is dit? Jy is 'n man van God. Wat is die? Hoekom word jy so gestenig, né?" Sê hy, "Nee, ek moet met baie verdrukking in die koninkryk van God moet ek ingaan. O julle, want dit wek iets in jou wat so goddelik en so groot en so sterk in jou word en is, né? Dat jy dan, omdat jy die verdrukking deurstaan het, né, in 'n groter krag van die Gees van God kan beweeg. So, ek het gevoel ek moet hierdie boodskap met julle deel vandag, want ons preek baie keer net, dit sal goed gaan, die Here sal jou antwoord, en die Here sal jou die verdrukking haal, en die Here sal hierdie en daai doen, maar daar is ook 'n mate van verdrukking, wat ek en jy as kind van God moet deurstaan, en getrou bly aan die Here, want dan word ons bewys dat ons is egte kinders van God, want selfs in swaar kry jy om by die Here te bly. Hoop dit beteken iets vir jou, liefde, seëning, Pastoor Wally. Amen. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien, baie liefde en seëning vir julle. Amen.